Maar kom ek sê net gou, wat is Voice in Parliament? Het is nie 'n politieke party nie. Dit is sover 'n bediening wat oorgaan in 'n Christen drukgroep. Daar's sekere goed wat God gesê het. Ek wil eintlik met julle praat oor wie pregnant, maar dit sal ek nou met julle praat, net vir julle gou verduidelik. Genesis 1 vers 26 sê die Here, ons moet heers oor die aarde. Ons wedergeborenes, ons kinders van God moet heers oor die aarde. Soos 'n rivier vuil is in die fabriek se vuil water word ingepomp, moet ek en jy iets daaraan doen. Die potholes, ek en jy moet iets daaraan doen. Nou daar is wonderlike drukgroepe. Daar's dankie, ek sien ek het een view al. Ek gaan hom nou net versprei ook na die ander, dat ek wil tog vra dat mense dan Voice in Parliament sal follow. Ons het skaars begin, toe plaas is iets oor Islam, toe is ons onder band. So ons is so half geband, dat ons nie sal recommend nie. Okay. Wat ek net wil noem, ons is nou nie links nie, ons is ook nie regs nie, ons is ook nie 'n groep wat vrees aanjaag nie, maar ons wil tog vir jou waarheid goed sê en goedjies wat gebeur, wat op pad is. Ek het 2 bokstert hiervoor, laat ek hom net daar neersit, daar sê. Okay. So, wat nou aan die gang is, wat ons wil, wat die Here sê in Genesis 1 vers 26 gaan heers. Heers oor die skoolraad, heers oor die munisipaliteit, heers oor die parlement. Wat doen ons as Christene? Ons sê kom, ons staan terug. 'n Christen raak nie betrokke in politiek nie. En dit is ons grootste fout. En hier is nie 'n politieke party nie, ons ondersteun die Christenpartye. Ons ondersteun alle partye wat glo in God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, en wat nie abortus en woke agendas het nie. Soos, kom ek sê sommer reguit, soos die PA, Patriotic Alliance, wat nou sê, hulle is Christenparty, maar hulle het op hulle website woke, LGTB. Nee, ons gaan hulle nie ondersteun nie. Hulle loop in die Bybel onder die arm en lieg. So sal hulle openbaar. Sulke goed. Ja, maar dis nie wat nou is nie, wat ek wil nou praat oor die politieke partye nie. Ek wil net sê, join asseblief Voice in Parliament, stuur dit vir mense, want mense, dit wat nou rondom die kerk aangaan, en die Christenskap om dit toe te maak, is dit so belangrik dat ons so drukgroep het, dat ons so bediening het, dat ons julle hier op hoogte kan hou en ook sê. En glo my, as ek, hier sal ons miskien met vir julle sê, om ondergronds te gaan, om, miskien lag van julle en sê, ja, hoor nou daar so. Dis nou 'n nuwe storie. Gaan volg net, ons werk saam met die ander drukgroep, Church Defenders, Pastoor Okuba, en gaan kyk haar 'n bietjie. Sy het nou 'n hofsaak gehad. Hulle wil het klaar 5 Oktober 2025 het hulle klaar die bladsy 32 of 36 bladsye opgestel oor Section 22 om ons toe te maak. Interessant dat Afrika land Rwanda het 10.000 kerke toegemaak. Nou, maar okay. Is eintlik nie waaroor ek wil praat hier. So join asseblief dat ons beginne 'n bietjie saam praat. Ek gaan binnekort nog meer van julle vra as iemand in sy dorp 'n bediening het. Jy wil vir die hongers mense voed, want ons wil deur Voice in Parliament, VIP, wil ons die honger te aanspreek. Ons wil dit wat ons as Christene moet doen in hierdie land, wil ons doen. 13 miljoen kry honger deur die week. So ons wil sulke tipe goed wil ons aanspreek. So miskien is daar iemand wat sê, hulle pap, kom bys begin. Nie nou al nie, hou net op datum. Binnekort sal ons kom met daardie tipe goed in die bosberaad hou. Of daar is iemand wat sê, ons wil die abortusklinieke toebid. 1200 aborsies 'n dag. Of iemand sê, ja, maar ons sal help met om tee te staan hierdie duiwelse wette. Of laat ons die kerke oophou. Maar kom ek kom by die saak van vandag. Ek hoor nou net op die nuus, hulle sê oor 20 uit die 80 babas
wat in Gauteng gebore is op van 25 Desember, is minderjariges, tieners. En die regering sê hierdie woorde. Hulle is besorg en hulle is bekommerd en hulle gaan kyk, hoekom gebeur dit? Nou dis die goed wat ons nou moet aanspreek as Christene. Eerstens, daai mamma of sy nou minderjarig is met haar baba, ons as Christene moet so iemand met liefde behandel en toevou met liefde en ons moet haar nie skel nie, ons moet haar dra en ons moet haar help om haar kind op te voed. Maar voor dit so iets gebeur, moet ons ooptrek en kyk hoe kan ons dit keer. Nou kom ek sê net vir die regering, julle het 'n wet ingebring dat kinders van 12-jarig af mag seks hê met 'n 14-jarige. Dit moet net nie meer verskil as 2 jaar hê. Julle het die wet ingebring. Nou vra julle, hoe raak so 'n kind pregnant? Julle het die wet ingebring. As iemand seks het, dan plant hy voor, dan kom maar 'n kind. Hallo Cyril, hallo government, hallo. Julle het die wet ingebring. En hy's geondersteun deur die ander partye of baie partye. Julle het die wet ingebring, anti-Bybelse wette. Julle het die aborsiewet ingebring. 29 Oktober 1996 het die DA en die ANC gestem vir aborsie. Ja, 1200 babas word nou 'n dag doodgemaak. Julle het dit gedoen. Waaroor so verbaas wees nou? So, ag hierdie is net eintlik 'n groet, terwyl ek hier rustig sit en 'n vuurtjie aan het. En terwyl ons lekker braai met môre weer 1200 babas doodgemaak word, kan ek en jy as Christen regtig net agteroor sit en dit maar aanvaar. Daarom is VIP wat van die grond af kom. Ek ondersteun die Christenpartye. Ek sal ook hier voor die verkiesing sê, kom ons ondersteun hulle, kom ons skryf hulle kandidate. Ek het self teruggestaan van die Christenpartye as leier by Hope, sodat ek meer 'n drukgroep soos AfriForum, so Solidariteit, so iets op die been kan begin bring. Maar ek wil vir julle vra om die Christenpartye werklik te ondersteun. Nou ja, hierdie was die eerste live vir Voice in Parliament. Ek vra dat julle dit sal share, ek vra dat julle dit sal verkondig, ek vra dat julle sal dophou en betrokke raak, want hierdie gaan 'n bediening wees. Ons het dit reeds geregistreer as 'n NPO, maar dit gaan 'n bediening wees wat Jesus gaan verkondig. Ons gaan ook op ons wetgewing wat of grondwet wat ons skryf oor VIP, staan daar een byvoorbeeld, ons soek 'n evangelis, ons eerste fase. Ons soek 'n evangelis in elke provinsie, daarin elke streek. Ons het 45 streke in die land. Daarin in elke streek. So, en hierdie evangeliste sal van verskillende kerke af opereer. Ons werk saam met kerk. Ons moet sê, ons is baie, my laaste komment wat ek net wil maak, baie hartseer wat die laaste 3-4 maande gebeur het. Hierdie wat die kerk wil toemaak en ons vir die kerk vra om op te staan, dat 98% van ons kerk wat ons gevra het, glad nie eens reageer nie, glad nie eens terugkom nie, glad nie eens belangstel om op te staan nie. Dit is hartseer. So die kerk kort seker miskien 'n bietjie vervolging, maar ons kan nou nie terugsit totdat ons vervolg raak nie. So ons sal maar opstaan. Moontlik gaan die pastoor eendag agterkom, daar het mense gewees wat opgestaan het. So moenie laat ons klaar arriveer nie. Ek wil nou al vir kerke vra om dit ons hande te vat. Ek wil met bedienings vra om hande te vat, Christene om dit ons hande te vat. Ons sal later ook 'n bankrekening open vir VIP, wat deur onafhanklike boekhouers sal gekyk word, en dit sal gaan oor om later hofsaake aan te vat, soos om te kyk, kan ons aborsie na die grondwet toe weer vat, kan ons dit stop, sulke tipe goed, maar dit is nou in die begin, maar ons moet hardloop met dit. So ek gaan binnekort afkondig 'n bosberaad. 'n Bosberaad beteken, sit op 'n stoel, jy het 'n kan water en ys, 'n koeldrank en 'n worsie en 'n vleisie voor jou, en jy slaap waar jy plek kry, en ons sit onder 'n kameeldoringboom. Ons het klaar die plek geëien, en ons gaan net daar
gedagtes uitruil. Ons gaan so 2-3 dae sit en sê, wat sê julle oor water? Hoe gaan ons die water reg kry in ons land? Nou, alles gaan met gebed begin. Maar ons kan nie net sê, ons gaan bid nie. Ons moet seker iets doen ook. So ons moet oë kry, ons moet baie mense kry, ons moet duisende mense, lede kry, wat oë is. Ons moet eers 'n kantoor kry, wat al hierdie admin gaan hanteer, voordat ek afskop. Dis hoekom ek huiwerig is om heel af te skop, want anders hardloop ons vas. Ons voel hom nog net so, maar ons sal kom by die datum. Ons moet byvoorbeeld oë kry wat sê, hier loop water, vuil water in die rivier in. Ek en jy, hier teen hierdie Oranje rivier, is geweldig baie miskrame. En dit is rivierwater, wat vuil is, omdat ons mense nie fasiliteite het nie, en die water vuil is, kry hulle miskrame. Dink jy nie, ek en jy is Christen, moet dan ook daarna kyk, omgee nie. Ek haak nou maar by die water vas. Maar dan is daar goed soos, Jesus wat uit die skole uitgehaal is, ek en jy moet sorg dat dit Jesus teruggesit word. Ek en jy moet sorg dat die woke program gestop word. Ek en jy moet sorg dat mense weer leer van Jesus Christus. Nou ja, net so geselsie gewees. My groot ding is eintlik maar om die regering, en glo hulle luister, as ek hierdie ding nou gaan so 'n bietjie uitpos. Ek gaan sit hom ook daar op Cyril se page. Daar is mense wat luister na die links wat daar gepost word. En ons vertrou die Here net moontlik. Luister Cyril en hy besef, hy is nie te groot by homself nie. Hy moet luister en hy moet bekeer. En as Paulus op die pad kan bekeer het, kan Cyril seker ook bekeer in ons land draai. Dan kan Steenhuisen seker ook bekeer. Dan kan ander ook bekeer. So kom ek en jy bid. Ons begin net daagliks, bid vir VIP, bid vir my wat die stigterslid is vir dit, en vir wysheid, en dan kyk ons hoe dit vorder. Nou dankie dat julle geluister het. Ek dink ons is 'n hele, sal nou kyk, hy wys 3, maar daar's baie keer, baie meer as hy nou neersit, wat geluister het. Nou ons eerste VIP gesprekkie, en vertel vir jou vriende, en sluit aan, die Here is baie lief vir julle, alles hier sal oor Jesus gaan. Ons staan op vir Jesus. Ons is nie linksie, nie regsie, ons fight nie met gunne nie, ons fight met die evangelie van Jesus Christus. En ons staan saam met God se volk Israel, maar ons bid ook vir die Palestynë, ons bid ook vir elke kindjie, as ons bid vir Oekraïne, Rusland, net laat julle my hart hoor, Rusland nietig Oekraïne se kinders, maak hulle seer, maar dit beteken mos nou nie die kindertjies in Rusland het dit gedoen nie. So as Rusland se kindertjies moet gehelp word, help ons hulle ook. Hier in Suid-Afrika, Tswana, Zulu, Xhosa, Khoisan, Wit, Indiër, noem hulle almal op. Ons sal vir almal opstaan. As 'n breinmens te nagekom word, sal ons opstaan. Wit mense sal opstaan. So wat wil ek vir julle sê? Nou weet die wat moet afklim by hierdie groep, en die wat moet bly hier weet. Ons is nie Suidlanders nie. Ons is nie Israelvisie nie, en ons is ook nie EFF nie. OK, as hy. Prys die naam van Jesus. Die Here is lief vir julle, en ons gaan in sy vrede. Julle kan hier comments vir my los, en voorstelle los, en dan kyk ons wat gebeur.